Kom ons kyk hoe goed julle luister. Ek het nou verlede keer gesê, ek gaan julle toets vandag. Nou kyk almal weg. Party mense loop sommer weg. Kan julle onthou, en dit was nou nie iets wat ek onlangs gepreek het nie, maar wat was Jesus se eerste woorde toe hy begin preek het? Oom John, jy mag nie sê nie, want ek weet jy weet. Weet jy nie? Ollie. Hy het 'n baie eenvoudige boodskap gehad. Dis net een sinnetjie. Kan julle nie onthou? Sê weer. Sien jy nou, Hansie, jy het my preek gelees, maar dit is nie wat hy gesê het. Hy het 'n eenvoudige boodskap gehad. Bekeer julle, en die res, want die koninkryk van God het gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Luister, ons moet dit weet. Dit is so belangrik. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Nou daai woord bekeer, het ek al baie vir julle gesê, dit gaan oor om Gideon se woord. Kyk, Gideon het vir ons gepreek 2 weke terug in die konsistorie, voor die tyd. Dit was hoekom ons so 'n bietjie laat gekom. Maar Gideon se woorde was, ons moet begin bewus raak van God se nabyheid. En dis presies wat hierdie bekering beteken, raak bewus van iets anders. Julle is gewoond daaraan, dat julle sukkel met omstandighede. Die lewe is swaar, en die lewe druk, en die lewe rus op ons skouers en druk ons, en ons voel, man, dit is nie meer lekker om te lewe nie. En daai arme mense net, was net van hulle eie probleme bewus. Vandag, Gert, is ons van die hele wêreld se probleme bewus. So die las is nou nog swaarder. Elke ou dra sy eie las, en dit is swaar, en dit is seer. Kan ek gou vir julle 'n storie vertel? Ek gaan nou nie die hele storie vertel nie, maar ek lees van Dave Callahan, die ou wat vir OP Center gespeel het, in Suid-Afrika cricket gespeel het. Hy sê, toe hy klaar is met die weermag, toe Dani Gerber vir hom gesê, Soutie, waar gaan jy rugby speel na die Army? Toe sê hy nie, hy gaan vir Crusaders speel. Nou, ek kan nie herhaal wat Dani vir hom gesê het nie, maar hy het hom toe oortuig om vir Dispatch te gaan rugby speel. En die aand, na die eerste oefening, soos wat hulle nou by die OP cricketspan gedoen het, koop hy vir elkeen 'n bier. En die volgende keer toe Dispatch by die oefening kom, nou die skoolhoof van Hoërskool Dispatch, wat ook 'n predikant was die afrigter. En hy was soos hulle in Engels sê, 'n taskmaster, omdat hy het vir hulle getrou. En hy kom by daai oefening en hy sê, manne, ek het 'n ding gesien wat my diep ontstel, en dit is dat Dispatch rugby spelers 'n bier drink na oefening. Dit gebeur nie by Dispatch. 10 keer om die veld. En daar gaan hulle, en toe hulle so wegtrek, toe roep hy vir Dave Callahan, toe sê hy, kom hier so Soutie. Hy sê, jy moet nie jou OP cricket maniere hier by Dispatch kom uit. Sien jy daai klip? Tel vir jou 'n klip op, jy gaan met daai klip hardloop, en jy gaan hom bo jou kop hou, vir jou 10 rondes. En hy tel toe maar 'n klip op, en hy begin, en hy sê soos hy hardloop, sak hy klip, sak hy klip, sak hy klip, nadat lê hy klip op sy skouers, en hy moes hardloop, hy sê die bloed het geloop, hier agter. En hy sê, daar het hy geleer van dissipline, en toe hy 'n paar jaar later kanker kry, sê, was dit daai dissipline, en daai deursetting, wat vir hom gehelp het om daar deur te kom. Die punt wat ek wil maak is, dit voel vir ons baie keer, ons hardloop met daai klippie op ons skouers. En hy skaaf, en hy skuur, en hy maak seer. En Jesus kom, en hy sê, as dit is waaraan jy gewoond is in jou lewe, ek kom en ek bring vir jou iets anders.
En hierdie iets anders is die koninkryk van God en jou taak is om na die koninkryk van God toe te draai. Dit is eenvoudig, né? Dit is baie eenvoudig. Nou, het ek 'n paar volonteërs nodig. Zak, kan jy my gou kom help asseblief? Maar as jy daarby om Gideon verbygaan, wil jy nie gou vir hom vir Gideon vra of hy sy baadjie vir ons wil leer asseblief? Nou ons sal daai baadjie moet mooi oppas, want daai baadjie is amper so oud soos die lied wat ons gesing het vanoggend. Jongens, waarheen groei jy? Ja, oké, dankie. Dan kom staan gou hier langs. Nou, ek het mos nou gesê, Hansie het my preek gelees. Ek gaan koop 'n koffie, daar in Graamsstad hierdie week. Ek kan nou nie onthou of dit in Graamsstad of Pretoria was, maar dit maak nou nie saak nie. En ek sien die dametjie skryf iets op my koppie, op daai bekertjie. En toe ek uitstap, toe sy geskryf Matteus 11 vers 28. Wat staan daar, Hansie? Nou het jy my ook die mekaar gehad. Daar staan wat Hansie vanoggend gesê het. Waar hy gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en belaai is, wat 'n swaar las dra, kom na my toe. Hy sê ek sal vir jou rus gee, want my juk is sag en my las is lig. So hierdie swaar ding wat jy dra, sal jy my kan afwaseer. Okay. Ek weet jy sal kan, maar ek gaan nou nie probeer nie, want ek sien nog klaar jou ma loer my met 'n kwaai oog gaan, ja. Jy sien baie keer voel dit vir ons dra hierdie swaar las, maar Jesus sê, my las is lig. My juk is sag. As jy na my toe kom, dan gaan ek hierdie swaar las wat jy dra wegvat. Nou Jesaja het gesê, in Jesaja 9, en ons lees dit was miskien nie die beste baadjie om te kies om 'n ligte las uit te beeld nie, want hierdie is seker 'n bokkaar baadjie. Gideon, wat 'n baadjie is die? Nee, is nie bokkaar. Is dit nie bokkaar? Nee. Is dit wol? Ek dink dit is meer tweede, ek weet nie. Okay. Ek het hom nie gekoop hier so nie. Kom met hom nie gekoop hier so nie. Okay. Maar jong, dis 'n ordentlike baadjie. Nou, in Jesaja 9, en ons lees dit elke Kersfees met die Kerssangdiens, staan daar, vir ons is Hansie wat my so de mekaar. Vir ons is 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee. En onder andere staan daar, die heerskappy sal op sy skouers rus. Die heerskappy sal op sy skouers rus. Met ander woorde, hy sal heers. Hy sal heers. Ek en jy, en die beeldspraak gaan oor 'n mantel. Ons weet mos, 'n koning dra 'n mantel. Is jy nog by, Zak? Okay. 'n koning dra 'n mantel, want dit simboliseer sy heerskappy. So hierdie is nou die baadjie. Dis die mantel. Kyk. So die een wat die mantel dra, is in beheer. Kyk, verstaan julle? Dis 'n eenvoudige beginsel. Frans sommer as jy by, verstaan jy wat ek sê? Die een wat die mantel dra, is in beheer. Alraai. So ek vra nou vir jou vandag, wie dra die mantel in jou lewe? Wie dra die mantel? Wie neem verantwoordelikheid vir jou lewe? En dis 'n maklike toets wat jy vir jouself kan aan blootstel. Kom ek vra jou eenvoudig, Zak, is jy nog alraai? Hy baadjie swaar nie. Okay. Is 'n eenvoudige toets wat ons gaan doen. Hoe groot is God? Hoe groot is hy? Onbeskryflik groot.
Jy sien, dis die regte antwoord. Want dan sê het geweet, dis wat ek wil hoor. Maar luister gou na jou hart. Gaan gou hier binnekant en gaan krap rond en vind wat daar is. Wat is die eerste goeders wat oppop? Wanneer ons stil raak en ons luister na ons hart. Is my goeders, nee. Dit gaan oor my goeders. My lewe. Die goed wat my druk. Want met jou kop is dit maklik om te sê God is oneindig groot. Ons kan dit nie eers beskryf. Maar as ons hier na die hart toe gaan waar dit saak maak, dan is hy daar onder iewers. Want die goed wat vir my saak maak, lê bo. En dis die goed wat die hele tyd in my kop rondmaak. Dis die goed wat die hele tyd emosies in my losmaak. Die goed waaroor ek worry. Die goed waaroor ek bekommerd is. Okay, selfe ding, worry en bekommerd is. Okay, ek gaan nie dit nou sê nie, maar die goed wat my bang maak. Die goed waaroor ek sleg voel. Al hierdie goed kom lê hierbo. Jy sien, wanneer ek vir jou vra, hoe groot is jou God, vra ek nie vir jou verstand nie. Ek vra, wat gaan hier binne aan? Wat gaan hier binne aan? Hoe groot is hy hier binne? Want dis wat Jesus kom sê. Hy kyk na die mense. Johanna? Okay, ek kry dan maar. Hy kyk na die mense. En hy voel iets hier binnekant. Hy voel hartseer. Die ou King James sê, he was moved. Daar's beweging hier binne. Hy kyk na hulle en hy sê, hierdie mense is soos mense wat in die son en in die weer en wind loop en hulle is naak. Hy sê, ek kyk na hulle soos skape wat nie 'n herder het nie. Hulle is totaal blootgestel. Hoekom? Want elke ou het die mantel van sy lewe op homself geneem. En hy sê, ek is verantwoordelik vir my lewe. En Jesus kom en hy sê, hierdie mantel wat jy dra, dit was nooit joune nie. En jy is nie gemaak om dit te dra nie. Jy is nie gemaak nie. Jy is nie toegerus om in beheer van jou eie lewe te wees nie. Jy is nie toegerus. Daarom kom na my toe. As jy moeg is en hierdie mantel druk en hy druk en hy druk. Die mannetjie staan sterk. Bloed. Jy is 'n eyster. En hy druk en hy druk. Haal die mantel af en gee dit vir hom en sê, Here, hierdie mantel is nie vir my gemaak nie. Ek is nie veronderstel om 'n beheer van my lewe te wees nie. Ek kom na U toe, want ek wil rus hê. Want ek is moeg. Ek is moeg. Ek is moeg baklei. Ek is moeg om bang te wees. Ek is moeg om in angs te lewe. Ek is moeg om na goed te soek en dit nooit te kry nie. Neem U beheer van my lewe. Bekeer julle. Dankie Zak, ek gaan sit en sy lees 'n brief om Gideon se baadjie van terug. Okay, maar wag so 'n bietjie. Jy kan vir Gideon, ek het nou nie geld nie. Maar jy kan vir hom 'n pepermunt gee. Nou weet ek, as jy wag, Zak moet Gideon. Ek weet Tannie Marie gaan die pepermunt by hom vat, so gee maar vir haar. Okay. Dankie seun. Jy sê nie, moet ons nou 'n bietjie eerlik wees met onsself. Jesus kom vandag na ons toe en sê, bekeer jou.
bekeer jou. Jy sien, bekering gaan nie daaroor om jou sonde te bely en vir Jesus aan te neem en nou te kan ticket hemel toe. Bekering is iets wat elke liewe oomblik van die dag moet Ignas Potgieter homself bekeer. Want ek vergeet die waarheid. Ek vergeet die waarheid dat hy in my leef. Ek vergeet die waarheid dat daar net een God is. Ek vergeet die waarheid dat hy sê my genade is vir jou genoeg. Ek vergeet die waarheid wat sê soos wat hy sy seun gestuur het, so stuur hy my. Ek vergeet die waarheid dat hy sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek sal jou rus gee. En dan die Engelse praat van you suffer the consequences. Jy ly met 'n lang ei. Jy ly die gevolge van jou vergeet van die waarheid. Want daai mantel om wat ons like om aantrek. Ons like om aantrek. Ek weet nie hoekom nie. Ons is nie gemaak vir hom. Want wat is die waarheid in die Marie? Die waarheid is, en Paulus het dit ontdek, toe hy gesê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. Dis asof hy sy lewe deur my lewe. So wie se lewe is dit? Dis nie myne nie, dis syne. So elke dag en in hierdie oomblik staan ons voor 'n keuse. Ek kan aanhou om my lewe te bou, maar dan gaan ek aanhou suffer. Beloof jy gaan aanhou suffer. Of jy kan jou bekeer. Jy kan sê, ek aanvaar vandag dat hy in my lewe, dat sy gees in my woon. Ek aanvaar vandag die waarheid dat ek sy kind is. Ek is uit hom uitgebore. En die lewe wat ek nou leef, leef ek nie vir myself nie. Die lewe wat ek nou leef, is nie eers my lewe nie. Ek kan nie eers daarop aanspraak maak nie. Daarom sê ek vir julle, een van die grootste paradokse vir my, is wanneer iemand sê, ek het my lewe vir die Here gegee. Dis soos iemand wat iets by jou vat en dit vir jou terugbring en sê, hier is vir jou geskenk. En sê, maar dit was nog altyd myne. Sien, ons wil ons lewe vir die Here gee, want ons dink dis ons lewe. Dit was nooit jou lewe nie. Daarom kan jy dit nie vir hom gee nie. Ons moet onsself bekeer. En ek sê vanoggend vir Lisa, bekering is eenvoudig, maar dit is definitief nie maklik. Dis nie maklik nie, want voor jy jou kom kry, het jy alweer daai mantel gevat. En voor jy jou kom kry, dan sit ons alweer in die gat. En dan voel ons hopeloos. En ons voel die lewe is onregverdig. En dan sê ons, "Eeg, maar hoekom gaan dit so goed met BJ en ek moet so suffer?" Maar ons weet nie wat deur BJ se gedagtes gaan vanaand as hy sy kop op die kussing nie. En ons wil ook nie weet nie, BJ reg. Jy sien, dis eenvoudig. Bekeer jou. Want die koninkryk van God het naby gekom. En hier is die waarheid van die koninkryk. Hy sê, soek allereers die koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God? Weet julle waar is dit? Waar was julle die laaste paar weke? Ek sê weer, dan sê ek regtig, jy korte chocolate, die vet weet. Lukas 17 verduidelik Jesus, hy sê, mense gaan vir jou sê, die koninkryk is daar, die koninkryk is daar, die koninkryk lyk so, die koninkryk dit. Hy sê, wees versigtig, want die koninkryk van God is in jou. Hy gebruik die Griekse woord entos, wat beteken binne in jou.
Jy hoef dit nie ver te gaan soek nie. So vandag, as die Here kom en hy sê, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Dan sê hy vir jou, raak bewus, soos om Gideon vir ons geleer het, en nog steeds leer, en kom asseblief aanhou preek vir ons, dat ons bewus raak van sy teenwoordigheid, sy koninkryk, sy gees, die gees van Christus, wat binne in ons leef. En daai gees gee vir jou lewe. Hy gee vir jou die energie om te kan beweeg. Dis hy wat jou toelaat om asem te haal. Raak bewus van hom. Hy sê, wanneer jy my koninkryk kry, dan gee ek vir jou alles waarna jy gesoek het. Maar jy sien, ons probeer nou slim wees, né? Okay, so al hierdie goed wat ek gesoek het, al wat ek hoef te doen, ek moet die Here soek. En dan gaan ek al daai goed kry. Lekker. Dis mos nou lekker. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, en hy sal jou al die begeertes van jou hart gee. So al wat ek moet doen is, as ek al hierdie goed wil hê, lekker. Dan moet ek my net verlustig in die Here. Ek verlustig my in die Here. Hoekom kry ek nou nog hierdie goed? Okay, maar ek sal sy koninkryk. Ek gaan kerk toe gaan, ek gaan my Bybel lees, ek gaan bid, ek gaan my lewe vir die Here gee, en al hierdie goed. Hy sê, want as ek dit doen, dan kry ek in elk geval al hierdie goed. Dis mos nou lekker. Nee man, jy voel jouself totaal en al. En jy weet jy voel jouself. Hier moet ons eerlik wees. Want dit gaan nie hier oor my lewe nie. Dit gaan nie oor my begeertes nie. Dit gaan nie oor wat ek gaan bykry as ek die koninkryk van God soek en vind. Want jy sien, wanneer jy die koninkryk vind, is dit nou soos daai parelhandelaar, né? Hy het al hierdie parels gesoek, alles. En dit gaan oor sy parels. En toe eendag toe ontdek hy 'n parel. Daai parel was die koninkryk van God. En wat doen hy toe met al die ander parels? Hy het hulle verkoop. Gesê, ek soek niks meer, want ek het alles gekry. Dit waar jy soek, is nie daar nie. Is ook nie daar buite nie. Is binne in jou. Binne in jou. En wanneer jy hom ontdek, dan is jy soos Paulus wat sê, sy genade is vir my genoeg. Bekeer jou elke oomblik van die dag. Lewe in bewustheid van sy teenwoordigheid, sy koninkryk wat binne in jou is. Want dis waar ons vrede kry. Kom na my toe, almal wat moeg, belas, belaai is, en ek sal vir jou rus gee. Bekeer jou en kom na hom toe vandag.